Sy is 'n ma, 'n korporatiewe uitblinker en 'n mevrou Suid-Afrika semifinalis. Op papier blyk dit na die perfekte lewe, maar Chanel Badenhorst se pad tot waar sy nou is, was allesbehalwe gelyk. Van 'n koma en 'n breingewas op 19 tot 'n hart wat op die ouderdom van 33 letterlik gaan staan het. Sy het deur die vuur geloop en aan die ander kant met 'n pas aan geër, 'n meestersgraad en onwrikbare geloof uitgekom. Sy sluit vandag by ons aan om te gesels oor herstel, uithou vermoë en haar pad na die mevrou Suid-Afrika kroon. So goeiemôre, good morning Chanel, baie dankie dat jy so by ons aansluit vanoggend. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Goed, jy's 'n ma, 'n korporatiewe uitblinker, soos wat ek ook nou gesê het, en 'n mevrou SA semifinalis. Hoe hanteer jy al daardie druk terwyl jou hart letterlik op 'n pas aan geër staat maak? Ek dink mense kyk na my lewe en sien die mevrou Suid-Afrika reis, my loopbaan en my gesin, maar wat hulle nie altyd sien nie, is dat ek elke dag baie bewus is van my gesondheid en my tyd. My pas aan geër herinner my dat ek nie net beperkings het nie, maar dit herinner my elke dag aan my tweede kans. Ek probeer daarom nie net oorleef nie, maar ek probeer om doelbewus te lewe. Natuurlik is daar ook uitdagende dae, maar ek het geleer om myself grace te gee, om na my liggaam te luister en om hulp te aanvaar en net genade met myself te hê. Ek glo moed is nie die afwesigheid van uitdagings nie. Moed is reeds om op te staan, al is dit moeite en moeilik. Nou, jy is die land se jongste meestersgegradueerde in positiewe sielkunde. Dis ook die eerste keer wat ek daarvan hoor. Was daardie graad vir jou eie genesing of is dit jou gereedskap om nou ander vroue ook te help? Jong, aanvanklik het dit begin met 'n passie vir menslike potensiaal en welstand, maar na my eie gesondheidsuitdagings het dit baie gou baie persoonlik geraak. Positiewe sielkunde gaan nie daaroor om voor te gee dat alles reg is en alles gaan net goed nie. Dit fokus op betekenis, hoop en om groei te vind, selfs in moeilike omstandighede. Vandag gebruik ek hierdie kennis wat ek in my positiewe sielkunde studies gekry het, om vrouens te help om op te staan en om te laat besef dat hulle baie meer veerkragtig is as wat hulle weet. Nou, nadat jou hart gaan staan het, sou die meeste mense dit rustig vat. Maar jy het 'n uithou vermoë drawer geword. Wat het daardie keuse gedryf? Ek hardloop beslis nie net vir medaljes en om marathons te voltooi nie. Hierdie was op aanbeveling van 'n mediese span en baie vinnig het iets wat rehabilitasie was, my passie geword. So nou doen ek en ek hardloop vir medaljes en om marathonne te voltooi. Ek is ook nou baie kompeterend oor my pace. Vandag herinner elke kilometer vir my dat ek 'n tweede kans gekry het en dat my diagnose nie my toekoms bepaal nie. Goed, mevrou Suid-Afrika gaan oor meer as net mooi rokke. So, as die sogenaamde Queen of Hearts, wat is die spesifieke boodskap wat jy op daardie verhoog wil laat? My boodskap is eenvoudig. Jou grootste uitdaging hoef nie jou identiteit te word nie. Dit kan wel jou grootste doel word. As iemand wat elke dag met hierdie pas aan geër lewe, wil ek vrouens inspireer om hulle drome na te streef. Hulle hoef nie alles perfek te hê of ewen genees te wees nie, om 'n verskil te begin maak nie. Begin net vandag, stap vir stap met wat jy het. En vir 'n vrou wat vandag miskien in 'n donker seisoen sit en voel asof sy, jy weet, dalk wil opgee, wat sou jy sê is die heel eerste stap om weer daai krag te vind? Wat vir my gewerk het in my grootste en moeilikste uitdagings, en ek is deur baie, het ek geleer om nie te fokus op die berg wat voor jou lê nie. Fokus op tree vir tree. Soms lyk herstel of verandering baie oorweldigend, maar jy hoef nie vandag alles dadelik uit te pleis nie. Neem net die volgende tree. Ek vra vir hulp, hou vas aan geloof en onthou dat hierdie huidige seisoen nie jou eindbestemming is nie. Onthou ook dan die mense wat vir jou belangrik en lief is. Ek gebruik die voorbeeld graag van sonneblommetjies. Wanneer hulle krag min is, kyk hulle gesigte na mekaar toe. En dit is waar mense jou krag vandaan kry. En dan 'n onwrikbare geloof, soos jy gesê het.
Absoluut. En ek dink 'n mens onderskat dikwels ook die impak van iets soos geloof en dan natuurlik ook daai mense wat die naaste aan jou is, veral ook vriendinne. Baie dankie dat jy vanoggend tyd gemaak het om met ons te gesels en ons hou die res van hierdie reis dop. En dis ongelukkig altyd wat ons nou vandag saam met Chanel het. Ons gaan haar reis by mevrou Suid-Afrika beslis fyn dophou. Maar maak ook seker jy hou ons dop, want ons is binnekort weer terug. Jy's ingeskakel op Goeiemôre Good Morning en ons hoop jy kuier heerlik saam vir die res van vandag se program.